Ons gaan, ek gaan nie vanmôre voortgaan met ons studie uit Jakobus uit nie. En ons gaan ook nie voortgaan met ons studie uit Markus uit nie, want Frank is nie hier nie. Maar ons gaan so 'n paar gedagtes kyk wat Petrus vir ons leer hier in hoofstuk in sy tweede brief wat hy geskryf het, 2 Petrus, daar in hoofstuk 1. Maar voordat ons begin, wil ek julle 'n vraag vra vandag. Hoe dink julle sou die lewe gewees het as ons nie die Bybel gehad het nie? As ons nie hierdie boek gehad het nie. Hoe sou julle lewens gewees het? Hoe dink julle sou mense teenoor mekaar opgetree het as ons nie God se woord gehad het nie? So as ons mooi dink daaraan, as ons nie die Bybel gehad het nie, hoe sou ons lewens gewees het? Hoe sou die wêreld gewees het? En natuurlik na aanleiding van julle antwoord, want ek dink ek weet wat julle antwoord sal wees, wat natuurlik vanselfsprekend is, wil ek dan die vraag vir jou vra nou vanmôre. Wat beteken die Bybel vir jou? Dink mooi vir 'n oombliekie. Wat beteken die woord van God vir jou? Vandag, nou. Want die feit van die saak is, as ons nie die Bybel gehad het nie, sou die hele wêreld gelyk het soos wat Paulus sê in Romeine hoofstuk 1 daar vanaf vers 24 af. En as julle wil saam soontoe blaai gou, kan ons net daar lees Romeine hoofstuk 1 daar van vers 24 af. Dit is nou nadat Paulus geskrywe het van die toorn van God wat oor die aarde, oor die mense sal wees, omdat hulle die waarheid verwerp het en sovoorts. En nou kom hy by vers 24 en hy sê, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuustraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. En is dit nie 'n prentjie van die wêreld soos wat ons dit sien vandag nie? As ons na daardie teks kyk, ten spyte van die feit dat ons die Bybel het, is dit die realiteit dat die wêreld lyk al hoe meer en meer soos wat Paulus dit dan hier veral daar vers 29 tot 31 beskryf het. Wat 'n goeie prentjie is van hoe die wêreld vandag daar buite daarna uitsien. En daar's 2 redes daarvoor. Die eerste een is die ongeredde wêreld lewe asof daar nie 'n Bybel is wat gehoorsaam moet word nie. Vir hulle is daar nie 'n Bybel nie. Onthou die vraag, wat beteken die Bybel vir jou vandag? Hoe sou die wêreld gewees het as ons nie die Bybel gehad het nie? Ek dink ons kan dit sien in hoe die wêreld optree vandag. Dis die eerste rede. Hulle erken nie die Bybel nie. Hulle aanvaar nie die Bybel nie en hulle glo nie dat daar 'n Bybel is wat gehoorsaam moet word nie. Maar die tweede rede is miskien meer vir ons van pas vandag wat belangrik is, en die geredde wêreld erken tog wel die bestaan van die Bybel en die waarde van die Bybel. Maar, naas 'n maar, nie almal wat Christene is daders van die woord van God nie. En daarom is die volgende gedeelte wat Jakobus dan vir ons gee, wanneer ons weer daarby sal uitkom, sal ons daaroor praat, maar wat ons sien in die Jakobusbrief, is die volgende gedeelte daarvan hoofstuk 2 af, wat ons by gaan uitkom, is 'n toets wat Jakobus vir ons gee, van wat is ware volwasse Christendom. En ware volwasse Christendom beantwoord die vraag, is jy 'n dader van die woord, of net 'n hoorder wat lees en dan weggaan, sonder dat die Bybel jou lewe reguleer, sonder dat die Bybel jou lewe antwoord of verander. Nou soos wat ek gesê het, ons gaan nie vandag voort met Jakobus nie,
As eers 'n paar ander feite wat ek wil regkry voordat ons verder gaan met ons Jakobus studie. Waarvan die eerste daarvan is wat ons vandag na gaan kyk en ons leer dit deur die pen van Petrus. En daarom wil ek julle nooi om saam met my dan nou oop te maak by Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 12. Petrus hoofstuk 1 daar vanaf vers, dis 2 Petrus, 2 Petrus 1 vanaf vers 12 tot en met vers 21. As Petrus dan nou hierdie woorde skryf, dan sê hy, daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie. Alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is. Soos ons Here Jesus Christus ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So Paulus sê vir ons in hierdie gedeelte, gee ag op die woord van God. Gee ag op die woord van God. As die Bybel vir ons belangrik is, dan moet ons ag gee op die woord van God. As ons dit anders te kan stel, wees versigtig om jou volle aandag op die woord van God te bepaal, sodat jy daaraan gehoorsaam kan wees en daaraan gehoorsaam kan lewe. Maar net om vir julle die agtergrond te skets, Petrus skryf hierdie tweede brief aan dieselfde gehoor as wat die eerste brief wat hy geskryf het, wat 1 Petrus wat hy geskryf het. En hulle is die verdrukte Christene wat doodgemaak was vir hulle geloof. Dit is saak toe die kerk gestig was en koning Herodes die Christene begin vervolg het, was hulle op die ergste maniere doodgemaak terwille van hulle geloof. Nou in die eerste brief het Petrus vir hulle geskryf om hulle te bemoedig om aan te hou en vas te staan. Maar hierdie tweede brief wat Petrus vir hulle skryf hy om 'n heel ander rede. En die hooffokus van 2 Petrus is Petrus waarsku hulle teen die valse leraars wat gaan kom. Julle sal onthou toe ons Judas bestudeer het ons gesien dat 2 Petrus, veral 2 Petrus hoofstuk 2 en 3 loop parallel saam met Judas. En vir een van die mees omvattendste beskrywings van valse leraars en wat hulle doen en hoe hulle optree, kan ons gerus 2 Petrus 2 bestudeer. En wat ons hier sien is dat Petrus waarsku sy lesers teen die immorele lewe wat hierdie valse leraars kom verkondig het. Daardie manne, daardie valse leraars waarteen hy waarsku in 2 Petrus 2. Hulle het vir die valse dwaallering verkondig dat dit maak nie saak wat jy met die liggaam doen nie, jy kan lewe soos wat jy wil met die liggaam, solank jou hart reg is. Met ander woorde, jy kan maar gaan horeer in hierdie wêreld, jy kan te kere gaan in hierdie wêreld soveel soos wat jy wil, solank as wat jou hart op God gerig is, dan is dit reg. En om daardie rede, om hierdie dwaallering te weerlê, skryf Petrus dan nou aan hulle, om hulle te waarsku teen die leerstellige gevare wat hulle in die oog staar. En dit is 'n belangrike ding wat ons sal moet verstaan. In die tyd waarin ons in lewe wil die sekulêre wêreld daar buite wil sê, nee, ons moet nie na dogma kyk nie. Ons moet nie leerstellings kyk nie, want niemand weet wat die Bybel regtig leer nie. So niemand kan sê dit is dit en is nie dit nie. Ons moet maar net 'n gesprek voer oor wat elke ou se opinie is en hoe hy dit ervaar en dit beleef het. Maar Petrus waarsku hulle teen hierdie immorele leefstyle wat afwyk van die dogmatiese waarheid van die skrif, soos byvoorbeeld homoseksuele verhoudings en egbreek en dankmisbruik ensovoorts.
Wat hierdie dwaalleraars gesê het, julle kan dit maar gaan doen, solank julle hart net op Christus gerig is. En wat hierdie mense al begin verkondig het, is iets wat ons baie goed ken vandag, is dat alles wat nog altyd verkeerd was, is nou skielik reg. En alles wat nog altyd reg was, is nou skielik verkeerd. En daarom skryf Petrus aan Christene om hulle te waarsku dat die skrif, heel eerste van hulle, is deur God ingegee is. En daarom God se woord aan die mens is. En tweedens ook dat die Heilige Gees die outeur van die woord van God is, wat hy deur mense voortgebring het, sodat die Christene in hulle optrede en in hulle karakter deur die woord van God kan groei en toeneem in hulle geestelike lewenswandel. Die werklike waarde en die doel van die woord van God, omdat dit God se woord is, wat deur die Heilige Gees gegee is. Maar voordat Petrus hulle in hoofstuk 2 waarsku teen die dwaalleraars, kom hy eers hier in die teks wat ons vandag bestudeer, en hy kom herinner hulle aan wat dit is presies wat hulle gekry het in die woord van God. Hoe belangrik is die woord van God? Hy herinner hulle dat hy self was 'n ooggetuie gewees van hierdie dinge wat daar op die berg van verheerliking gebeur het, en dat hy Christus in sy verheerlikte staat gesien het, en dat alles wat die Bybel van praat en wat die Bybel van leer, wys heen op Christus en op die toekoms. Hy sê hy het dit beleef en hy het dit gesien. Hy praat met ander woorde eerstehands. Hy praat nie soos hierdie dwaalleraars wat net sê wat hulle interpretasie van die woord is nie. Petrus sê, ek kan hierdie dinge vir julle sê, want ek was daar gewees. Ek het dit gesien gebeur. So Petrus sê byvoorbeeld in 2 Petrus 1 vers 3 en 4, dat Christene goddelike krag ontvang het, en dat hierdie goddelike krag vir hulle deelgenote van God se natuur gemaak het. Met ander woorde, hulle is nuwe skepsele in Christus. Hulle het reeds die Heilige Gees ontvang, en daarom het hulle nou krag om gehoorsaam te wees, soos wat Christus ook gesê het in Handelinge 1 vers 8, dat die Heilige Gees sal oor julle kom, en julle sal krag ontvang. Maar dan gaan Petrus voort om vir hulle te leer hoe om daardie getuies te wees. Hy gaan voort deur vir hulle te leer dat deelgenootskap aan God se natuur hulle nie onmiddellik volwasse Christene maak nie. En dis 'n belangrike ding wat ons moet verstaan vandag. Die oomblik toe jy gered is, die oomblik toe jy die Heilige Gees ontvang het, is jy nie nou outomaties 'n volwasse Christen nie. En dit is die hartklop wat Petrus vir ons hier leer in hierdie teks vandag. Want Christene wat gered word, van die oomblik wat hulle gered word, moet hulle begin groei. Wanneer 'n babatjie gebore word, moet hy begin groei. En net so ook met 'n geestelike kind van God, die oomblik wat hulle weergebore word, moet daar groei plaasvind, want die Heilige Gees lewe in hulle. Hulle het nodig om te groei in daardie goddelike natuur wat hulle dan ontvang het. So wat Petrus hier doen, is hy brei uit op wat hy reeds gesê het in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 2, toe hy gesê het, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Maar ook soos wat hy dan vir ons sê hier in 2 Petrus 1 vers 5 tot 7, as hy sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Kan jy sien die proses van daardie groei in die natuur wat ons van God ontvang het, om soos God te wees, is 'n proses van groei, is 'n proses van toeneem. En dit wil voorkom asof naaste liefde dan, die laaste een daar, die bevestiging is van geestelike volwassenheid. So hoe weet ons wanneer ons geestelike volwassenheid bereik het? Meet dit aan die mate wat ons medemens liefhet. En waar hierdie groei nie teenwoordig is nie, bly daardie Christen blind en kortsigtig, en hulle vergeet waarvan Jesus Christus hulle dan reeds gereinig het. En wanneer dit gebeur, het ons Christene wat net soos die wêreld lyk en optree. En dit is ongelukkig die hartseer van die meerderheid situasies binne in kerke vandag. Dat wanneer jy na daardie Christene, ek wil dit amper tussen aanhalingstekens kyk, wanneer jy na hulle kyk en jy kyk na die wêreld, dan sien 'n mens nie regtig 'n onderskeid nie.
En selfs waar daar Christene is wat werklik gered is, maar hulle nog nie gegroei het tot geestelike volwassenheid nie, of nie in daardie proses is van groei tot geestelike volwassenheid nie. Dan lyk hulle en tree hulle op net soos wat die wêreld lyk en optree. Hulle lig skyn nie, sodat die wêreld dit kan sien nie. Ek noem hulle mense wat bekeer is en geparkeer is. Daardie gedagte van is bekeer en dadelik geparkeer in die gedagte van die denke van ek is gered, ek hoef nou niks verder te doen nie, ek kan nou maar net die lewe geniet, ek sal eendag hemel toe gaan. Hulle is gebekeer en geparkeer. En dit was 'n probleem in Petrus se tyd gewees. En dis 'n reuse probleem ook in ons tyd vandag. Want te veel Christene lewe met die gedagte dat dit goed genoeg is om net te glo dat hulle gered is. Hulle is wel dankbaar om hemel toe te gaan, maar hulle is nie baie bekommerd oor wat hulle eendag vir Christus sal sê wanneer hulle voor die regterstoel van Christus sal staan nie. Hulle besef dalk nie eens dat hulle eendag voor Christus gaan staan en verantwoording doen vir elke daad wat hulle gedoen het. Nie veroordeel word nie, maar verantwoording. Ons gaan voor die regterstoel van Christus gestel word. Daarom moet ons ag gee op die woord van God. Dis hoekom dit so belangrik is. Dit is hoekom die Bybel vir ons so belangrik is. Petrus herinner ons aan God se hulpmiddele om sy kinders geestelik te laat groei. Dis waaraan hy ons in hierdie teks wil herinner. En dit is dat die Here vir ons sy gebooie en sy insettinge gegee het waarvolgens ons moet lewe. En wanneer ons aan hom gehoorsaam is, en dis die wonderlikheid van dit, wanneer ons die kosbare waarde van God se woord insien en gehoorsaam aan God se woord begin lewe, dan sal hy ons beloon, soos wat die Hebreërskrywer sê in hoofstuk 6 vers 10, want God is nie onregverdig om julle werke te vergeet nie. En net soos Petrus se lesers, word ons vandag dan ook herinner dat God se woord, dat hy sy woord vir ons gegee het, sodat ons tot geestelike volwassenheid kan groei. Dit is ons verantwoordelikheid as kinders van God, om nie bekeer en geparkeer te bly nie, maar dat ons sal begin groei in hierdie proses van heiligmaking. Dis 'n opdrag van Christus, wat hy vir ons gesê het in Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. En dit is nie sondelose volmaaktheid wat die Bybel hiervan praat nie, maar wat hierdie woordjie volmaak in Grieks is die woordjie teleios, wat beteken om volledig gegroei te wees, klaar gegroei te wees. En dit wys spesifiek op geestelike volwassenheid. Met ander woorde, die opdrag, en dit is 'n opdrag daardie, wees julle dan volmaak, wees julle geestelik volwasse. God het sy woord vir ons gegee, sodat ons kan weet hoe hy wil hê ons moet lewe. En na die mate wat ons aan hom gehoorsaam is, sal hy ons beloon. Maar onthou dat Johannes het ook op 'n stadium sy lesers gewaarsku in 2 Johannes 1 vers 8, toe hy gesê het, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. So ons moet verstaan dat, na mate ons gehoorsaam aan God se woord is, hy is nie onregverdig om ons te vergeet nie, maar hy sal ons beloon daarvoor. Dit is wat ons voor die regterstoel van Christus sal ontvang, of wat ons weerhou gaan word, omdat ons 'n volle loon nie verkry het nie. En daarom is dit so uiters belangrik vir ons om vandag te besef wat die belangrikheid is om ag te gee op die woord van God. En Petrus gee vir ons 4 redes in hierdie teks waarom God se woord vir ons so belangrik is in hierdie opsig. Kyk na die teks in 2 Petrus 1 vers 19, waar hy sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. So Petrus gee vir ons 4 redes in daardie vers waarom ons moet ag gee op die woord van God. Die eerste een is omdat dit 'n profetiese woord is. Die tweede een is, hierdie profetiese woord mag nie verander word, op geen manier nie. Hy kan nie verander word nie. En die derde ene is, want dit is die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad, soos wat die psalmdigter in Psalm 119 vers 105 dan ook vir ons gesê het. En dan die vierde ene is, hierdie woord bly onveranderlik, algenoegsaam en foutloos
die waarheid totdat Jesus weer terugkom. Maar voordat ons begin met hierdie 4 gedagtes, wil ek net eers by ons tuis bring. Wat beteken dit om ag te gee op die woord van God? Hoe verstaan ons as Petrus sê, gee ag op die woord van God? Wat beteken dit? Om ag te gee op die woord van God beteken om ons verstand doelgerig op God se woord te rig. Omdat dit die heilige en die waaragtige, lewende God is wat met ons praat. Elke keer wanneer ons die Bybel bestudeer, elke keer wanneer ons die woord bestudeer, dan is dit die heilige God wat met ons praat uit hierdie woorde uit. Daarom moet ons gedagtes fokus, en daardie gedagte van om ag te gee, die oorspronklike kom daarop neer, om jou verstand te rig in die rigting van iets. Om jou verstand te plaas, om jou aandag aan iets te gee, sodat jy dit versigtig kan toepas in jou lewe deur gehoorsaam daaraan te wees. 'n Afrika gesegde is, I have decided to apply my mind to resolve this issue. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie. Die gedagte van apply my mind to it. Ek het my gedagtes op dit gefokus. Ek het my verstand daarop gerig. Ek lees dit wat ek lees met een uitsluitlike doel, is om te verstaan wat daar geskrywe staan, met die doel en die begeerte om dit wat daar geskrywe te staan, toe te pas in my lewe. Dit is wat dit beteken om ag te gee op die woord van God. Dit is nie maar net om ag te gee, ja, dis die woord van God nie, maar is 'n spesifieke, doelgerigte lees en bestudering van die woord van God, sodat ek dit in my lewe kan toepas. So kom ons begin dan met presies wat dit beteken wanneer Petrus in die eerste plek vir ons sê, dat ons moet ag gee op die woord van God. Wat is dit wat hy sê as ons sê, ons moet ag gee op die woord van God, omdat dit heel eerste van alles is die profetiese woord van God. En Petrus sê baie duidelik en baie eenvoudig net in vers 19, en ons het die profetiese woord. Nou net hier is daar baie gronde vir verwarring en dwaalleringe wat na vore kom, maar om te weet presies wat Petrus bedoel het met die profetiese woord, moet ons die spesifieke aanslag teen die waarheid verstaan, soos wat hy dan ook nou later in 2 Petrus 2, wat ons sal sien, dat hierdie mense wat God se woord verdraai het, om hulle self in hulle eie hebsug te dien. Met ander woorde, hulle vat God se woord, maar hulle verdraai dit om hulle self te dien, nie om by die waarheid uit te kom nie. En ons sien daar dieselfde ding vandag in mense wat sogenaamde visioene het en drome het, mense wat sê die Here het vir my gesê, en daar's baie van hulle wat nou op YouTube na vore kom, wat mense in Suid-Afrika selfs ook hierdie profetiese uitsprake maak, die Here het vir my gesê, en dan selfs 'n meer subtiele manier wat ons almal baie maklik aanskuldig kan word, is wat hierdie teks vir my beteken. Asof hierdie teks vir my iets beteken en vir jou beteken hy iets anders, en vir die volgende persoon kan hy iets anders te beteken. En dan die laaste een is, hoe ek hierdie teks interpreteer, beteken dit vir my dit en dit en dit. Jy sien, dis alles maniere waarop dwaalleringe in die waarheid ingeslyp het. Want wanneer mense sulke stellinge maak, en dan net die volgende stelling wat hulle maak, 'n totale onbybelse stelling is, en selfs 'n versie heeltemal uit verband uitgeruk het, wys net vir ons, dat hulle is besig om hulle self te dien, met 'n eie uitlegging van die skrif, en nie God se woord nie. En wanneer Petrus sê, dat ons 'n profetiese woord het, dan sê hy eenvoudig net, ons het God se woord. Hy sê eenvoudig net, ons het God se woord, wat hy deur die mond van sy profete vir ons gegee het. 2 Petrus 1 vers 21 sê Petrus, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. En die woord wat hy hier gebruik, gedrywe, Griekse woordjie phero, wat beteken om gedra te word, om voortbeweeg te word. Dit is soos 'n bootjie op die water, en van die van ons, van julle wat ek is nie, wat 'n meer wetenskaplike brein het, die kinetiese krag. Dis daardie krag wat die water het om die boot te hou, wat die boot dan voortgedrywe word in die rigting waarin die water beweeg. Dit is wat Petrus hier sê, dat die Heilige Gees het manne, heilige mense van God voortbeweeg om God se woord neer te skryf. Met ander woorde, die Heilige Gees is die outeur van die profetiese woord. Dis nie die opinie en die gedagtes van mense nie.
Dis God, die Heilige Gees, wat God se woord gegee het. Die Heilige Gees het hulle nie so zombies gemaak en hulle dan gemaak skryf wat hulle moes skryf sonder dat hulle daarvan bewus was nie. Maar nee, die Heilige Gees het hulle binne in hulle menslike ervaring. Die Heilige Gees het selfs hulle ervaring het die Heilige Gees beheer, sodat hulle binne in hulle menslike ervarings het die Heilige Gees hulle laat skryf presies wat hy wou gehad het hulle moes skryf. Elke jota en elke titel, die kleinste letter van die Hebreëse alfabet. Elke woord, elke leesteken van die Bybel is God se woord. En die bewyse hiervan is nêrens duideliker as wat Paulus vir die jonge Timoteus geskryf het toe hy sê die hele skrif is deur God ingegee in 2 Timoteus 3 vers 16. En hier gebruik hy 'n baie interessante woord, die deur God ingegee is die woordjie theopneustos, wat jy deur jou mond en jou neus gelyktydig moet uitblaas om daai woord te kan uitspreek. Theopneustos, wat beteken deur God geasem. Dit is die gedagte van wanneer ons praat, dan blaas ons asem oor ons stembande om geluide te maak. En dit is wat Paulus vir Timoteus sê, God het sy woord gepraat. Dit is God se woord. Elke woord, elke gedagte, elke bevel in hierdie Bybel is God se woord vir ons. En wanneer Petrus sê dat ons 'n profetiese woord het, dan sê hy eenvoudig, ons het God se woord. Nou ons moet verstaan, en die realiteit is in ons samelewing vandag, daar sal altyd valse leraars kom wat God se woord gaan verdraai. Die duiwel het nie God se woord probeer vernietig nie. Die duiwel het God se woord gebruik en het verdraai om Christus te versoek. Daarom, soos Christus die woord gekwoteer het ons die kennis van die woord nodig om by die waarheid te bly en nie onder hierdie valse leraars weggelei te word nie. En daarom moet ons versigtig wees om ag te gee op God se woord en nie mislei word deur valse mense wat hierdie profetiese woord van God wil kom verdraai net om hulle self te pas nie. Hulle verander die woord van God deur hulle self tot profete te verklaar wat dan kwansys God se woord gee deur die toekoms te probeer voorspel. En daar's baie sulke mense vandag alreeds ook of nog steeds. Ons moet nie deur hulle mislei word nie, want ons sien dan ook die tweede rede vandag waarom ons moet ag gee op die woord van God. Is nie net omdat ons in die eerste plek die woord God se woord is nie, maar ook in die tweede plek wat Petrus vir ons sê, hierdie profetiese woord is onveranderbaar. Hy kan nie verander word nie, hy mag nie verander word nie. Petrus sê eenvoudig weer net, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee. En die woord vir baie vas hier is die Griekse woordjie bebaios, wat beteken om vas te staan, om standvastig te wees. Dit verwys na waarheid wat onveranderbaar is, waarheid wat onveranderlik is. En die King James Bybel het hierdie versie vertaal, for we have a more sure word of prophecy. En as hy praat hier van wat baie vas is, a more sure word, dan beteken dit iets wat stewig en vas geanker is. Dit kan nie beweeg word nie. Dit is nie 'n wankelende klomp glase op 'n skinkbord wat gebalanseer moet word na gelang die situasie is van die persoon wat die skinkbord dra nie. Die woord van God kan nie verander word nie. Dit kan nie gebalanseer word om staande te bly te midde van jou spesifieke omstandighede nie. Dit is God se woord, dit is standvastig, dit is geanker. Ons omstandighede moet aanpas by God se woord, nie God se woord by ons omstandighede nie. En hier is 'n baie belangrike konsep wat ons moet verstaan. Ons verklaar nie die Bybel na gelang van ons ervaring nie. Ons verklaar ons ervaring na gelang van die feit van die woord van God. Die woord van God kan nie verander word om ons te pas nie, of om ons begeertes te regverdig nie. Hoekom sou Petrus dan nou hier verwys dat God se woord onveranderbaar is? Hoekom sou hy nou in hierdie versie dit net inbring wat die woord wat baie vas is? Wat was Petrus se beweegrede toe hy dit gesê het? Ons moet onthou dat hy het gesê in 2 Petrus 1 vers 16 en 17, want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag van die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit.
want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Waarvan praat Petrus hierso? Hy antwoord ons, hy sê vir ons in vers 18, dat dit het alles gebeur toe hulle op die berg van verheerliking was, in Matteus 17 vers 5. Daar toe Petrus en Johannes en Jakobus saam met Christus opgegaan het op die berg, en hulle het Christus gesien in sy verheerlikte staat, en hulle het God se stem met hulle hoor praat, en hulle het Moses en Elia saam met hom op die berg gesien. Petrus sê, ek het 'n ervaring gehad. Petrus sê, ek het God se stem gehoor. Petrus sê, ek het Moses en Elia gesien toe hulle saam met Christus was in sy verheerlikte staat. En nou antwoord Petrus vir ons in vandag se teks, vers 19 en 20, sê hy vir ons 2 dinge omtrent sy ervaring wat hy op die berg van verheerliking gehad het. Die eerste ene was, ek het 'n ervaring gehad toe ek Christus in sy verheerlikte staat gesien het en God se stem gehoor het. En weet julle wat? Ek het dit alles gesien. Ek het dit eerstehands beleef. Maar nou kom hy by die tweede ding wat hy vir ons sê, en hy sê is, moenie my ervaring glo nie. Hy sê, ek is net 'n mens. Ek kan vir julle verduidelik wat ek gesien het daardie dag. Onthou, Petrus het nog nie geweet dit gaan in die Nuwe Testament opgeneem word nie. Vir hom was dit net 'n ervaring gewees wat hy gesien het. En hy sê, ek weet regtig, as mens weet ek nie eens wat daar gebeur het nie. Al wat ek kan sê, ek is 'n mens, glo in God se woord voor julle in my gaan glo. Want God se woord word nie deur my ervaring verklaar nie. God se woord is meer vas. Dit is meer seker as wat my menslike ervaring ooit kan wees. En daarom moet ons ag gee op die woord van God, omdat God se woord standvastig is. Dis onveranderbaar, dit kan nie verander word nie. Wat vandag reg is, sal verseker môre en volgende jaar en oor 100 jaar gaan dit nog steeds reg wees, want God is onveranderbaar. En wat vandag verkeerd is, gaan môre en volgende jaar en oor 1000 jaar nog steeds verkeerd wees, want God is onveranderlik. Ons hoef nooit te wonder waar ons staan ten opsigte van God se woord en van sy standaard vir ons lewens nie. God se woord sal altyd, van die oomblik wat dit geskrywe was, van die oomblik wat dit deur die monde van hierdie goddelike manne gespreek was in daardie tyd, en neergeskryf was, tot die dag wanneer Christus weer gaan kom, gaan hierdie woord standvastig, onveranderlik staan. Ons hoef nie te wonder waar ons staan, ons hoef nie te wonder wat het verander in ons lewe nie, God se woord verander nie. Paulus het dit baie duidelik vir ons gesê, toe hy aan Timoteus ook geskryf het, dat dit is nie net gedeeltes van die Bybel nie, maar dis die hele skrif, toe hy gesê het in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dit is 'n realiteit dat mense in ons moderne tyd vandag, die sogenaamde hoër kritisie, wat sê, ja, die Bybel bevat God se woord, maar dis nie alles God se woord nie. Hulle wil sê die meerderheid daarvan is maar net mense se ervarings wat hulle neergeskryf het. Terwyl die Bybel self sê dat die hele skrif, die hele Bybel soos wat die Heilige Gees dit vir ons saamgestel het in hierdie 66 boeke, is die woord van God. Nie net gedeeltes daarvan nie. Daar is nie 'n gedeelte van hierdie skrif wat nie deur God uitgeasem was nie. Daar is nie 'n tyd wanneer hierdie woord nie langer geldig is vir die mens en vir ons ook nie. Daar is nie 'n tyd wanneer hierdie woord nie meer relevant is nie. Vir so lank as wat ons op hierdie aarde gaan wees, is hierdie woord relevant, onveranderlik, die waarheid. Hierdie woord is tydloos standvastig, die waarheid, en dit sal altyd nuttig bly vir ons, sodat ons kan groei in ons geestelike karakter en in ons optrede, en sodat ons anders as die wêreld sal wees. Ek dink dit is seker die sleutelpunt wat ons moet verstaan. Want nog al die tyd was Christene anders as die wêreld. Net nie meer in ons tyd vandag nie. Hierdie woord is tydloos standvastig. So, ons gee ag op die woord van God, omdat ons 'n profetiese woord het. Dis God se woord wat hy vir ons gee het. Ons gee ag op die woord, omdat hierdie woord onveranderlik is, onveranderbaar is. En ons gee ook ag op die woord, omdat dit die enigste lamp is vir ons voete.
Dis die enigste lamp vir ons voete. Petrus sê weer eens baie eenvoudig net in vers 19. En ons het die profetiese woord waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. En wat Petrus hier doen is hy val terug op die illustrasie van die waarde wat 'n lamp vir die mens het wanneer hy in die donkerte sy weg moet vind. Nou ons wat daar van die platteland afkom, julle mense wat hier in die stad groot geword het nog nooit regtig absolute duisternis beleef totdat jy 'n load shedding gekry het nie, nê. En ons gaan nie regtig waardeer wat donkerte is wanneer ons in 'n situasie kom waar daar 'n absolute afwesigheid van lig is nie. Want as jy in jou kamer is en die lig is af, dan is die straatlig skyn nog in. Daar is altyd 'n bietjie lig. Maar dis eers wanneer daar load shedding is wanneer ons in 'n absolute duisternis sit. En dit is die illustrasie wat Petrus op terugval hierso. Die persoon wat in die duisternis moet beweeg en dan van 'n lamp gebruik moet maak, is nie bewus van enige iets anders te buite daardie ligkring nie. As jy met 'n flitslig loop wanneer daar 'n absolute duisternis is, donker maan, daar's amper nie sterre in die hemel nie, daar's geen lig wat skyn nie, jy het net hierdie flits. Is jou hele fokus net op daardie kol waar jy jou volgende tree moet gee. Jy sien niks buitekant dit raak nie. Want lig is die totale afwesigheid van duisternis. Waar daar lig is, kan daar nie duisternis terselfdertyd wees nie. Jy kan nie lig en duisternis hê. Jy gaan of lig hê of jy gaan duisternis hê. Waar God is, kan die duiwel nie werk nie. Laat dit insak. Waar God is, kan die duiwel nie werk nie. Waar die woord van God is, kan die duiwel nie mislei nie. Waar ons in die waarheid van God se woord wandel, het ons geen vrees dat die duiwel ons gaan mislei nie, want ons wandel in die lig van God se woord. Johannes sê vir ons in Johannes 1 vers 9, dat die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. En julle kan oopmaak by Johannes hoofstuk 1, as ons net die konteks hiervan wil gee, daar vanaf Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Baie bekende gedeelte. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Wie is die lig? Jesus Christus is die lig. Wat is die lig? Die woord van God is die lig. Christus is die woord wat vlees geword het. Christus is die lig wat skyn, sodat ons kan sien waar en hoe om te wandel. So wanneer wat ons moet verstaan vanmôre is hierdie Bybel, hierdie woord van God. Wanneer ons dit lees, moet ons verstaan dat dit is Christus wat met ons praat. God self wat met ons praat. En om nie ag te gee op hierdie woord nie, is om letterlik vir Christus te sê, ek wil nie hoor nie. Ek wil U nie hoor nie. Dis hoekom dit so belangrik is om ag te gee, ons gedagtes te fokus en die Bybel met 'n liefde en 'n begeerte en 'n ywer te bestudeer. Omdat ons weet is Christus wat met ons praat. En hy gee vir ons opdragte. Daarom moet ons ag gee op wat Christus vir ons leer, want ons het 'n profetiese woord wat onveranderlik is, wat nou die lamp vir ons voete is, maar dan ook in die 4de plek, ons het die profetiese woord totdat Jesus weer terugkom. Totdat Jesus weer terugkom. Petrus sê, vers 19, en ons het die profetiese woord totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. So wat Petrus hier doen is hy herhaal eintlik maar net Christus se woorde in Matteus 28 vers 20, toe Christus gesê het, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Christus is en bly die lig van die wêreld. Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in ons harte. Die môrester hier verwys na die oggendster wat ons net voor sonsopkoms, dan sien ons die oggendster. En dit is waarna Petrus hier verwys, en hy gebruik die woord fosforus, en wat letterlik beteken dit die ligdraer.
Wanneer Jesus Christus opgaan in julle harte, is nie 'n verwysing na redding die oomblik wanneer redding plaasvind nie, maar dit is 'n verwysing na die wederkoms van Jesus as die ligdraer wat gaan terugkom aarde toe, om die bose werke van hierdie wêreld te kom verlig, en te kom wys wat die boosheid is van die wêreld. Maar dit is ook 'n verwysing na die wederkoms van Christus, sodat ons in die direkte lig van sy teenwoordigheid kan lewe. En tot daardie dag wanneer Christus weer kom en ons in sy direkte teenwoordigheid, in sy lig gaan lewe, tot daardie dag het ons hierdie woord van God wat ons sal verlig, wat ons lewe verlig, wat vir ons die waarheid gee van hoe God wil hê ons moet wandel en ons moet lewe. Daar is nie 'n tyd wanneer hierdie woord uitgedien sal word nie. Nooit nie. Totdat die dag wanneer Christus terugkom nie. Is daar nie 'n tyd wanneer hierdie woord nie meer relevant sal wees nie. Daarom moet ons ag gee op die woord van God, want dit is God se lig wat vir ons skyn. Maar om te sê gee ag op die woord van God is maar vir my net 'n te breë oopstelling. Gee ag op die woord van God. Wat beteken dit regtig? Waarop moet ons ag gee as ons sê dat ons moet op God se woord ag gee? Want die realiteit is, baie mense lees en bestudeer die Bybel en baie mense kom met allerlei opinies en verskillende idees na vore. So wat is dit waarop ons moet ag gee wanneer ons God se woord bestudeer? As God se woord dan nou vir ons regtig so belangrik is, waaraan moet ons ag gee? En dit is wat Petrus ons aan vandag herinner. Hy herinner ons presies dieselfde as wat Jakobus ons leer, wat ons nou nog gaan bykom, as Jakobus sê in Jakobus 1 vers 23 tot 25, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. En die probleem waarmee ons vandag te doen het, is dat kerkmense nie bewus is, hulle is nie regtig bewus waarop hulle moet ag gee in die woord van God nie. Ek praat oor die algemeen, in baie verskillende denominasies en kerke. Sommige dink dat dit goed genoeg is om 'n Christen te wees in terme van wat hulle sê hulle glo. Weet, is een ding om te sê ek glo in Christus, is een ding om te sê ek glo daar is 'n God. Maar as jy dit net sê, dan beteken dit niks nie. Ander dink weer dat hulle sekere gebooie moet onderhou om goeie Christene te wees. En ander water dan ook die nuwe wet van volmaakte vryheid af, net om hulle self te pas. Hulle sal doen in die Bybel wat vir hulle werk, die res los hulle. En die antwoord is, wat moet ons doen? Die vraag wat ons vra, waarop moet ons ag gee, is die antwoord is, kyk na die imperatiewe van die woord van God. Die imperatiewe aspekte, imperatief is daar die opdragte, dit is wat God sê wat die mens moet doen en wat hy nie moet doen nie. God as die skepper van hemel en aarde, gee sy standaard waar volgens sy mense moet lewe. Dis ononderhandelbaar. God as die skepper van hemel en aarde, het die reg om sy standaard te gee, waarop hy wil hê die mens moet lewe. En alles in die Bybel is om vir ons te leer hoe God wil hê ons moet lewe. Kom ons kom terug by die vraag in die begin. Hoe sou die wêreld gewees het? Wat sou ons gedoen het as ons nie die Bybel gehad het nie? Ons sou nie geweet het hoe God wil hê ons moet lewe nie. Die mens sou na sy natuur, na sy vlees gelewe het, en wat ons kan sien daaruit is moord en hoerery en doodslag en leuns en korrupsie en geen vrede en geen vreugde vir die mensie. Dis hoe dit sou gewees het. Kyk na die imperatiewe van God se woord. Want alles in die Bybel leer vir ons hoe God wil hê ons moet lewe. Daarom is daar opdragte wat die Here vir ons gee en ons moet dit gehoorsaam. Nie net die 10 gebooie probeer gehoorsaam, soos wat baie mense glo, as ek maar net my beste doen, dan sal die Here my genadig wees en sy hemel toelaat nie. Christus gee byvoorbeeld die opdragte as die Here sê, julle is die sout van die aarde. En as hy sê, laat julle lig so skyn in Matteus 5 vers 14 tot 16, dan gee hy vir ons 'n opdrag. Die opdrag is, julle is die sout, julle moet sout wees. Wat doen die sout? Die sout moet die bedorwenheid teewerk. Het gaan dit nie stop nie, maar dit moet dit net vertraag. Julle is die lig.
Laat julle lig so skyn dat die wêreld dit kan sien. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. En daarom is dit, omdat dit 'n opdrag is dit iets wat ons moet gehoorsaam. Kyk byvoorbeeld na die res van die bergpredikasie. En wil ek julle aanmoedig om Martin Lloyd-Jones se preke, hy het 'n boek geskryf. Of daar is 'n boek uitgegee oor sy preke oor die bergpredikasie wat tot vandag toe nog deur goeie teoloë erken word as die beste werk op die bergpredikasie. Kry daardie boek en bestudeer hom. Want in daardie hoofstukke gee Christus vir ons die opdragte. Hy gee ons sy opdragte wat ons moet gehoorsaam. So hoe gee ons dan ag op die woord van God? Luister en wees gehoorsaam aan die opdragte wat Jesus vir ons gee in die Nuwe Testament. In die hele Bybel natuurlik. As nie Ou en Nuwe Testament nie, maar die hele Bybel. Luister na die opdragte en wees gehoorsaam daaraan. En daarom, om dit te kan uitvind, om dit te kan weet, moet ons God se woord bestudeer met die wete dat dit Christus is wat dit met ons praat. En hierdie 4 feite wat Petrus vandag vir ons gee, dit is God se woord, dit is onveranderlik. Dis 'n lamp vir ons voete en dit hou, hierdie woord is tot ons voordeel, tot ons nut, dis wat ons nodig het, totdat Christus en ons in die direkte lig van Christus kan lewe, weer by ons is. Bestudeer God se woord, want hy verwag 'n reaksie op jou. Hy verwag 'n reaksie op dit wat ons lees en bestudeer in sy woord. Daarom kan ons dit nie net oppervlakkig lees nie, maar ons moet diep indelf in sy woord in. Onthou dat die Hebreërs skrywer ook geskryf het in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Jesus self het op 'n stadium gesê, Johannes 15 vers 15, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Dis Christus wat met ons praat. So ons word vandag ook weer herinner aan Christus se woorde in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan gaan hy voort in vers 19 as hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Om ag te gee op God se woord is om alles te onderhou wat Christus vir sy disippels geleer het en wat hulle dan in die Bybel laat opgeteken het, wat hulle weer in hulle sendbriewe neergeskryf het wat vir ons vandag daar is as die woord van God. En wat is dit wat hulle ons geleer het? Net so 'n vinnige hierdie is nie die enigstes nie, maar net om julle 'n vinnige voorbeeld te gee, blaai na Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4 daarvan vers 17 af. Efesiërs 4 vers 17, in die eerste helfte van die Efesiërbrief het Paulus al die genade en al die seëninge wat God gegee het hy uitgestip. Alles wat God gedoen het vir die kerk, het hy uitgestip in die eerste 3,5 hoofstukke. Nou kom hy hier in hoofstuk 4 vers 17 en nou sê hy, nou is dit julle verantwoordelikheid. Hierdie is julle verantwoordelikheid. Dan sê hy, dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene nie. Ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. So met ander woorde, hier is 'n opdrag. Moenie meer lewe soos die wêreld nie. Julle moet anders as die wêreld wees. Vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Met ander woorde, Christus het julle nie geleer. Christus het julle geleer om anders as die wêreld te wees. Dan vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. En daardie woord aflê is soos om 'n vuil baadjie of 'n kledingstuk uit te trek en dit van jou af neer te gooi. En dan vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En dan vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Hier is 'n opdrag, en wat hy hier sê is, trek die ou lewe af, gooi dit weg van jou af, verander jou gedagtes. Hoe gaan jy jou gedagtes verander? Gee ag op God se woord, en dan trek aan skoon nuwe klere, soos wat God se woord ons leer. Dis daardie stap van, trek uit, verander jou gedagtes en trek nuwe klere aan. Trek 'n nuwe gesindheid en 'n nuwe optrede aan. Ek wil u uitnooi, gaan doen 'n studie van Efesiërs hoofstuk 4, 5 en 6, die res van die Efesiërbrief. Gaan doen dit by die huis en let op hoeveel opdragte Paulus vir die nuwe mens in Christus gee in daardie gedeelte.
Efesiërs en Kolossense is die twee briewe sustersbriewe wat vir die kerk uiters belangrik is, wat vir ons hierdie opdragte gee. 'n Goeie illustrasie van alles wat ons vandag gehoor het, sien ons in Esdra 7 vers 10, waar Esdra sê, want Esdra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Nou die 2020 vertaling sê dat Esdra het homself daarop toegelê om die wet van die Here te bestudeer en dit te gehoorsaam om dit aan Israel te kan gaan leer. En dit is daardie woordjie betrag beteken om dit te doen. Esdra het sy hart gerig, sy verstand het hy daarop gefokus, hy het sy hart daarop gestel om die woord van die Here te gaan ondersoek, dit te bestudeer, dit te leer ken, sodat hy dit self eerste van alles kan gaan doen. En wanneer hy dit kan doen, dan eers het hy gevoel, dan kan hy dit vir Israel gaan leer. En dit is wat Petrus vir ons hier leer. Maar wat beteken dit vir ons om ag te gee op God se woord? Kan ons gehoorsaam aan God se woord wees, die nuwe wet wees? As ons nou terugdink in Judaïsme en die nuwe verbond, as ons die Ou Testamentiese wet nie eens kan gehoorsaam nie, hoe kan ons dan nou die Nuwe Testament gehoorsaam? En ek wil u nooi, kyk na God se belofte in Jesegiel 36 vers 25 tot 27. Dan sal ek skoon water op julle giet. Dis God wat hier praat. Sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode, sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. God sê hy doen dit. Dis die nuwe verbond. Hy gee vir ons die Heilige Gees. Hy het ons reeds nuwe mense gemaak. Hy het ons reeds sy natuur gegee. En hy het die Heilige Gees in ons gegee om vir ons die krag te gee, sodat ons aan hom gehoorsaam kan wees. Nou is dit ons verantwoordelikheid. Nou moet ons gehoorsaam wees en geen plek vir die vlees in ons lewens gee nie. Dis al wat ek en jy kan doen. God het klaar alles gegee, hy het klaar alles gedoen. Nou kan ons net gehoorsaam aan hom lewe. Petrus het ook op 'n stadium geskryf in 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Nou, wat hier gebeur is, as hy sê, omgord die lendene van julle verstand. In die Bybelse tyd het die manne ook mos sulke lang rokke gedra. Nou, ek weet nie as hier 'n vrou is met 'n kort nousluit en 'n lang rok aan vanmôre hierso nie. Ek wil jy net gou vir ons afhardloop hier teen die gang af. Dan sal julle sien hoe ongemaklik dit is om met daardie lang nousluitende rok te probeer hardloop, want jy moet sulke trekkies gee. En wat die manne gedoen het in daardie tyd is, hulle het daardie rok letterlik gevang met hulle hande en hulle het hom opgetel. Hulle het die agterste gedeelte vorentoe gebring en hom hier voor het hulle hom vasgeknoop sodat hulle bene vry kan wees om harde werk te doen. En die fokus wat Petrus hier vir ons sê is, dit vat harde werk om ag te gee op die woord van God. Dit kom nie maklik nie. Dit vat harde werk. En onthou, Petrus se konteks is, wat ons sien in hoofstuk 1 Petrus 1, vers 14 tot 16, sê hy, julle moet in julle hele lewenswandel heilig word. Dit vat harde werk om ag te gee op die woord van God, sodat ons in ons hele lewenswandel heilig kan word. Ons kleinkinders het nou vir ons kom kuier die laaste 2 weke, en dit was vir my net weer so 'n interessante ding. Waar kan jy die totale bedorwenheid van die mens die beste sien? In 'n 3-jarige kind. Hy wil hê wat hy wil hê en hy wil niks anders te toegee of wat ook al nie. Hy sal met niemand deel nie, hy wil hê wat hy wil hê. En dis harde werk om dit af te leer. Enige van ons ouers hierso, wat sê dis nie harde werk nie? Maar ek wil vir jou ontnigter vanmôre. As jy dink dat jy dit uit jou kind sal afleer, as jy dink dat jy gaan daardie totale bedorwenheid uit hom uitleer, vra jouself die vraag af, het jy dit al afgeleer? Dis harde werk. Maar ons moet tot hierdie stryd toetree, omdat dit God se opdrag is vir ons vandag. Gee ag op God se woord
deur dit te bestudeer met die begeerte en die doel om daaraan gehoorsaam te wees. Ons lees nie net om te lees nie. Ons lees omdat dit God se opdragte vir ons is wat ons wil gaan gehoorsaam. Ons moet dit met daardie fokus moet ons dit lees. Om dit eerste van alles te gaan gehoorsaam en dit dan ook verander te gaan leer. Om ag te gee op God se woord beteken nie om jou eie interpretasies te volg en tot 'n gevolgtrek te kom wat jou pas nie. Dit beteken om God se boodskap te kry met die doel dat dit jou begeerte is om te doen wat God wil hê jy moet doen. Nie om by jou lewe aan te pas nie. Nie jouself te regverdig vir wat iets is wat jy eintlik maar self wil doen nie. En daarom wil ek u laat met die gedagte van bemeester die metode van Bybel interpretasie om sodat jy die woord van God reg kan bestudeer. Dis God se woord. Hy alleen het die reg om te sê wat hy wil sê. Ek en jy kan dit nie verander nie. Dit is onveranderlik, dit is onveranderbaar. Dit bly vas staan tot die dag wanneer Christus weer terugkom. Want dit is God wat met ons praat. En dit is die enigste lamp wat ons het. Dis die beste lamp wat ons het, want dit gee vir ons God se standaard van wat hy wil hê ons moet lewe. Kom ons buig ons harte in gebed voor die Here. Vader, baie dankie vir u die woord, baie dankie vir u Bybel wat u vir ons gegee het, u woord wat u vir ons gegee het, want die realiteit is, waar sou ons gewees het as ons nie u woord het nie? En ons besef maar net weer opnuut vandag, Here, hoe kosbaar dit is om u woord in ons hande te kan vashou. In 'n taal wat ons kan verstaan. Daarom wil ons bid, Here, dat ons met nuwe oë na u woord sal kyk. Dat ons dit sal lees en bestudeer met die diepe begeerte uit die besef dat dit u woord is wat ons het totdat Christus terugkom en ons eerstehands persoonlik self verder sal leer en die lig in ons lewens sal wees wat vir ons wys hoe om te wandel. Tot daardie dag het u vir ons hierdie woord gegee. Help ons om te besef dat dit is nie maar net swart letters op wit papier wat ons in ons hande vashou nie, maar dat dit in werklikheid Christus self is wat met ons spreek elke keer wanneer ons u woord bestudeer. Help ons om dit reg te bestudeer. Help dit om dit reg te interpreteer sodat ons dit reg sal toepas in ons lewens. Dat ons 'n impak in hierdie wêreld kan maak, omdat ons anders as die wêreld sal wees en optree wanneer ons gehoorsaam aan u woord sal lewe. Here, u het reeds vir ons u Heilige Gees gegee. U het ons reeds 'n nuwe skepsel gemaak. Ons is reeds saam met Christus gekruisig en ons lewe nie meer in die ou lewe, in die ou wêreld wat ons was nie. Ons lewe in 'n nuwe lewe wat u ons 'n nuwe skepsel gemaak het. U het u Gees vir ons gegee om ons te lei in die volle waarheid. U het u woord vir ons gegee wat ons kan bestudeer. Here, daarom is dit ons hartsbegeerte nou om ons volle ywer toe te pas. Dat ons u woord sal bestudeer met 'n opregte begeerte om daaraan gehoorsaam te wees. Want dis die opdragte wat u vir ons gee. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.